Goeiemôre vriende, dis vandag Dinsdag 31 Maart 2026. Ek hoop julle het 'n wonderlike week waarin julle net bewus raak ook van die Here se teenwoordigheid ook in hierdie tyd. Wat het hom gekos, vriende, op die ou ende om op Golgotha te sterf vir jou en vir my. Wanneer ons ook sommer net hierdie stukkie saam lees, wil ek hê jy moet vir jou 'n gedeelte vat wat dit ook al is. Want party van die goed is amper half profeseë. Wat praat van Israel, maar is eintlik ook 'n gedeelte praat hulle eintlik in 'n sekere sin oor Jesus. En dat julle vir julle 'n woord kry of twee woorde, vat 'n pen, skryf dit neer en mediteer 'n bietjie daaroor en sê maar wat wil die Here vir jou daardeur sê in hierdie spesifieke dag. So ons gaan 'n paar gedeeltes saam lees. Julle weet nou hoe dit werk. Vriende, ons lees dit, ek lewer nie repliek nie en julle vat 'n gedeelte, ek gee 'n pos tydjie. Julle kan dit langer maak of korter maak soos julle wil. Here, dankie dat ons so kan saam wees in u teenwoordigheid. Amen. En mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Jesaja 49. Luister na my eilande, gee aandag nasies wat ver is. Die Here het my voor my geboorte al geroep, toe ek nog in my moeder se liggaam was. Toe het hy my al reeds op my naam genoem. Hy het my mond soos 'n skerp swaard gemaak, my in die skadu van sy hand verberg, en hy het my 'n skerp pyl gemaak en my in sy pylkoker weggesteek. Hy het vir my gesê, jy is my dienaar, jy is Israel, deur jou maak ek my mag bekend. Dan 6b en 7 vriende. Ek maak jou 'n lig vir die nasies, sodat die redding wat ek bewerk die uithoeke van die aarde sal bereik. So sê die Here, die Heilige van Israel, sy verlosser, vir die een wat diep verag is, wat deur die nasies verafskuw word en wat 'n dienaar van regerders is. Koning sal sien wat gebeur en sal opstaan, leiers sal buig tot eer van die Here wat getrou is, die Heilige van Israel, wat jou uitverkies het. Psalm 71. By U, Here, skuil ek. Laat my tog nooit teleurgestel staan nie. Red my en bevry my, want U is getrou. Luister tog na my en help my. Wees vir my 'n rots om na toe te vlug, waar ek altyd die veiligheid mag vind wat U tot my redding beskik het. Want U is my rots en my vesting. My God, bevry my uit die hand van goddeloses, uit die greep van skurke en verdrukkers, want U, Here, U is my hoop. U is my hulp van my geboorte af. Reeds voor ek in die wêreld gekom het, het U my beskerm. U loof ek altyd deur. Ek is verbaie in wonder, want U is my veilige toevlug. Ek besing U lof en U roem gedurig deur. Moet my tog nie verwerp, nou dat ek oud geword het nie. Moet my tog nie alleen laat, nou dat my kragte ingegee het nie. Ek sal gedurig deur bly hoop. Ek sal U altyd weer loof.
Die boodskap van die kruis van Christus is wel onsin vir die wat verlore gaan. Maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. Daar staan tog geskrywe: Die wysheid van die wyse sal ek vernietig en die geleerdheid van die geleerde sal ek tot niet maak. Waar is die wysgeer van hierdie wêreld nou? Waar die skrifgeleerde? Waar die slim woordvoerder? Het God nie die wysheid van die wêreld tot onsin gemaak nie? Dit was die bedoeling van God in sy wysheid dat die wêreld nie deur geleerdheid tot kennis van God sou kom nie. Daarom het God in sy goedheid besluit om deur die prediking wat vir die wêreld onsin is, die te red wat glo. Die Jode vra wondertekens, die Grieke soek wysheid. Maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Vir die Jode is dit 'n aanstoot en vir die ander is dit onsin, maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Wat vir die wêreld die onsin van God is groter wysheid as die wysheid van mense, en wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Voor God het geen mens dus iets om te roem nie. Aan God is dit te danke dat julle met Christus Jesus verenig is. Hy het vir ons geword die wysheid wat van God kom, die vryspraak, die heiliging en die verlossing. Daarom soos daar geskrywe staan, die wat wil roem, moet in die Here roem. Johannes 12. Daar was ook 'n aantal Grieke onder die mense wat fees toe gekom het om te aanbid. Hulle het na Filippus wat van Betsaida in Galilea afkomstig was gegaan en vir hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus graag ontmoet." Filippus het gegaan en dit vir Andreas vertel. Andreas en Filippus gaan toe en sê vir Jesus. Daarop sê Jesus vir hulle: "Die tyd het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit verseker ek julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterwe nie, bly hy net een, maar as hy sterwe, bring hy 'n groot oes in. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, moet hy of sy my volg. En waar ek is, daar sal my dienaar ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer." Nou is ek diep ontsteld, en wat moet ek sê? Moet ek sê: "Vader, red my uit hierdie uur, maar juis hiervoor het ek gekom, vir hierdie uur. Vader, verheerlik U naam." Toe het daar 'n stem uit die hemel gekom: "Ek het my naam verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik." Toe sê Jesus vir hulle: "Nog net 'n kort tydjie is die lig by julle. Lewe in die lig terwyl julle dit het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis lewe, weet nie waar hy gaan uitkom nie. Terwyl julle die lig het, moet julle in die lig glo, sodat julle mense van die lig kan wees." Dit het Jesus gesê en daarna van hulle weggegaan en hom skuil gehou. Amen.